Ons lewe in 'n wêreld wat gekenmerk word deur popkultuur. Die Engelse of die Amerikaners praat van die pop culture, nê? Ons almal is 'n aanhanger of 'n fan van een of ander oorseese musikant. Ons is aanhangers van die Afrikaanse musikante hier op eie bodem. As ek sommer nou aan 'n paar kan dink, dan dink ek aan Robbie Wessels, Bok van Blerk en al daardie mense. En dan selfs is daar dalk van julle wat groot aanhangers is van Kurt Darren daar buite. Nietemin, daar verklap ek nou my eie posisie oor wat ek van sy musiek dink en. Wil ek vandag vir jou die vraag kom vra. Is jy 'n fan van Jesus of is jy 'n volgeling van Jesus? Is jy 'n aanhanger van Jesus of stap jy die pad wat Jesus gestap het? En die rede hoekom ek vandag daai vraag vir jou vra, is eenvoudig. Want wanneer Petrus dan nou uiteindelik in die Markus Evangelie Jesus erken as die Messias, en Jesus dan nou begin om vir sy disippels te verduidelik wat dit beteken om die Messias te wees, dat die Messias gaan ly, dat die Messias verwerp gaan word, dat die Messias 'n swaar pad moet stap, waarna toe hy op pad is, trek Petrus van alle mense om een kant toe en sê, maar jy kan nie so praat nie, jy kan nie hierdie dinge sê nie, dit is nou mos nie wat die Messias gaan doen nie, die Messias gaan 'n nuwe koninkryk tot stand bring, die Messias gaan die Romeinse owerhede vir ewig en vir altyd vernietig en 'n nuwe koninkryk op die aarde vestig. En dan berispe Jesus vir Petrus. En berispe is 'n sagte woord om te gebruik. Beklei die Here met Petrus. En sê hy vir hom, gaan weg Satan, want dit is nie waaroor dit gaan nie. En hierdie verklap iets wat ons as Christene, wat ons as gelowiges deur die eeue, deur die millennia heen vir mekaar sê. En dit is net dood eenvoudig. As jy 'n aanhanger van Jesus is, dan is die pad maklik. Nee, ag ek is mal oor wat Jesus hier gedoen het. Ag, dis wonderlik wat die Here se genade daar gedoen het. Dis fantasties wat hier aan die gang is in die wêreld. Maar 'n volgeling verstaan die gewig. 'n volgeling verstaan die prys. 'n volgeling verstaan die offer wat die Here moes maak en probeer hulle uiterste bes om dieselfde te doen. Maar ons wil dit nie vir mekaar erken nie. Ons wil dit nie vir mekaar sê nie. Ons, gegeewe ons lewens, gegeewe die paaie wat ons stap, is soms nie bereid om te doen wat Christus gedoen het nie. En dan trek die Here ons een kant toe en sê hy, maar die wêreld gaan verlore. Siele gaan verlore. En wat het jy gedoen? Watter pad het jy gestap? Hoe het jy die koninkryk van God sigbaar gemaak? Dis wat ek jou wil vra. Is om 'n gelowige te wees net hierdie ding waarin jy sit elke Sondag in die kerk en sê, ag, hoe wonderlik en hoe fantasties die God is wat ons dien? Of gaan jy waar die tekkie die teer tref? Stap jy die pad? Wys jy die pad? Is jy 'n volgeling? Neem jy jou kruis op? Verloon jy jouself? En
verkondig jy die evangelie vir die wêreld daar buite? Wat is jy bereid om te doen? Wat wil jy doen? Verstaan ons die koste van die kruis? As jy van hierdie video's hou, as jy meer van die doen en late van ons gemeente wil weet, nooi ons jou eerstens uit om ons eredienste te kom bywoon, om iets van die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus te beleef en ervaar. As jy meer van hierdie video's wil kyk, dan asseblief gee ons 'n like, subscribe, en as jy 'n opinie het oor wat ons vandag gesê het, komment gerus asseblief hier onder aan die video. Mag hierdie week geseënd wees. Mag ons bereid wees om 'n volgeling van Christus te wees en die evangelie daar buite te gaan verkondig. Geseënde week vir jou. En dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.